In Ink Luisterstories bied aan. Die Law, uit die bundel Die Griesels van Poespas Vlei, geskryf deur Nico Skamrel. Die voorleser is Karen Loots. Wanneer die lol voor die deur stop, speel almal wegkruipertjie. Of jy iets verkeerd gedoen het, of nie. Dit was altyd Ma Popsie wat geroep het wanneer almal kan uitkom. Die pote is weg. Ma Popsie kon nie so gou soos almal wegkruip nie. Sy sê die pote kan haar maar vat, want haar dae is min, en hulle sal jammer voel vir 'n ouma op 'n government pension. Nou rus Ma Popsie in die grocery kas en daar is niemand om te sê wanneer die pote weg is nie. Die belangrikste posisie moet gevul word. Gelukkig stop die law net voor naweke wanneer die buurt aan die syp gaan en beklei, of wanneer die vuilgat gangsters hulle tik hier probeer verkoop. Daar is 'n verskil tussen 'n armgat en 'n vuilgat. Daar's ook 'n verskil tussen sol, tik, pille en poeier. Frank se plantasie guggelgras is vir medicinal redes. Antidepressant vir Doorsie en Letitia, 'n pollevinkupstootjie vir Frik. Hy sê dit nie, maar Tilly weet. Vir haar is dit 'n plooipleister. Verligting tydens die kalenderpes en 'n ontsnapping van die stresvoelnis van alles en nog wat. Veral wanneer die jaghonde by haar spook. Hulle beurt kom nog. Chips, skree Jakes. Die pote is buite. Goed opgelei. Hy glip oor die setee en krul agter in 'n bonneltjie. Die ander kinders hardloop kamer toe en klim in die hangkas en onder die beddens. Fanny kruip weg in 'n tas bo op die hangkas. Die pop met die hotel se goed ook. Haar hartjie klop so hard dat sy wil sê, kom maar in. Sy sal nooit weer 'n panty steel nie, ook nie silwer of kos nie. Ek beloof vir liewe Jesus. Frik trek die plastiekgordyne toe wat aan die wasgoeddraad hang. Slim plan van Frik. Wanneer hy by die voordeur staan, kan jy by die agterdeur uitkyk. Agter die wasgoedlyne is Frik se plantasie groen in die sonlig, groot koppe blare soos 'n vet haan se pote. Dit was Frik se slim idee. Tilly koop plastiek stortgordyne by die China shop en Frik ry die gordyne deur die wasgoedlyn se draad. Pote stop. Frik trek toe en die pote dink dat dit is wasgoed wat hang op die draad. Frik pluk die gordyne weer toe en kruip agterin die ou hok weg. Tilly kruip weg in die buitetoilet en trek die deur toe. Almal kruip weg en die enigste een sonder 'n wegkruipplek is Kees, want hy is lankal nie meer bang nie. Iewers in sy slimkop is nuuskierigheid en verantwoordelikheid stadig besig om te ontwikkel. Boonop het hy 'n oog vir 'n uniform en blink boeie, maar hoekom weet hy nog nie. Die law met die blou uniform en die blink boeie vra. Hier's niemand by die huis nie, oom. As oom polisieman vir ouma Popsie soek, is dit te laat. Ouma Popsie rus in vrede. Sy blom in liewe Jesus se blomtuin. Sy's nou 'n takeaway in die grocery kas, maar ek weet nie waar die sleutel is nie. Die polisieman frons. Waar kom hierdie kind vandaan? Sê vir jou ma, ons het hulle gekry, sê oom polisieman. Wie gekry? Is jy seker jy's alleen? Ja, oom, ek lieg geen oor ek alleen is nie. Gaan my ma tronk toe, of my pa? Ek vra maar net, tronke, sê my pa is 'n lelike plek. As die seep op die vloer val, tel jy dit nie op nie. Was jou pa in die tronk? Nee, my pa was nog nooit in 'n tronk nie. Ek sweer op my erewoord. My pa was net in die army. Sal jy asseblief vir jou ma sê, ons het hulle gekry? Ja, ek sal my ma sê, maar my ma sal nie weet waarvan ek praat nie, want sy ken nie die skelms nie. Ek loop nou. Sluit die deur as jy alleen by die huis is, hoor? Het oom die skelms toegesluit? Vir altyd? Vra Kees. Ja, slim kind, vir altyd. Wat het hulle verkeerd gedoen? Kees kyk op na die konstabel se vriendelike gesig. Konstabel buig af. Hulle het iemand baie seer gemaak, maar hulle sal nooit weer nie.
Moenie jou bekommer nie. Hy kom regop en glimlag vir Kees. OK, maar hy twyfel vir 'n oomblik. Gaan oom weer kom kuier? Miskien, maar net as julle almal soet is. Kees glimlag. Tilly loer deur die gleuf van die buitetoilet. Wanneer loop die pote? Vrees, dieselfde vrees as die nag van die jaghonde. Kyk hoe benoud lyk Frik. Sweet hardloop oor sy gesig. Sy vrokkie is nat voor op sy borskas en alweer nie 'n onderbroek aan nie. Nou weer 'n nuwigheid van hom. Seker omdat ma Popsie nie meer daar is om te stop nie. Kyk hoe sit Doorsie en Letitia op die agterkant van hulle huis se dak, net soos twee ape wat agter 'n klip skyt. Tot Blackie hond is weg. Dink seker hulle soek hom vermoord in die inry. Toe almal hardloop verskuiling het Blackie oor die agterheining gespring, straat af tot wie weet waarheen. Ai, Blackie sal gekapater moet word. Frik sê hy weet hoe. Sy wil kyk, want die dag mag dalk net kom wanneer sy Frik wil kapater. Hy dra klaar nie jou onderbroek nie. Toe die law loop, die hekke klank buite klap, peel almal uit hulle gate. Doorsie en Letitia spring oor die draadheining. Wat soek die pote? Vra Fanie Flop gekom en seil uit die gat in die plafon van Doorsie se huis en glip by die agterdeur uit. Groot nood, Tilly se klein huisie toe. Sy maag losgeskrik. Soek die law hom. Maar die oom polisieman sê hy het hulle gekry. Hulle was baie stout, want hulle het iemand seer gemaak. Kees gee 'n snyf en trek sy broekie hoër op en kyk ernstig na haar, om te sien of sy weet waarvan hy praat. Dan sit hy sy linker kaalvoet bokant sy regter knie. Staan daar soos 'n flamink en kyk vir haar. Hy sien daar is iets, maar wat is die iets wat hy sien, wonder hy. Dankie Kees, sê Tilly, en gaan sit op die sitee. Wat nou? Vra sy en kyk na Frik. 'n hele 20 jaar se wag. Nou lê maar Popsie daar en hoor niks. Net stoffies, stukkies harde beentjies, soos piepklein klippertjies, soos fyn grys, broos. Of weet sy? Wat sou maar Popsie nou gedoen het, wonder Tilly. Toe mamma, hulle is toegesluit vir ewig, sê Kees en gee sy ma 'n drukkie. Hy's 'n slim kind, so sê oom polisieman.